Solidariteit AfriForum en die Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum sê die riglyne wat vir die Bella Onderwyswet gepubliseer is 'n taktiese deurbraak vir die organisasies en die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein hoor vandag argumente van die nasionale vervolgingsgesag aan oor die uitlewering van Maruhadi Cholotta uit Amerika. Dis 13 Junie, welkom by die Afrikaanse nuus saam met Pretoria FM, Solidariteit AfriForum en die Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum, oftewel SOS, sê die riglyne wat vir die Bella Onderwyswet gepubliseer is 'n taktiese deurbraak vir die organisasies. Die riglyne is deur die minister van Onderwys, Siviwe Garube, gepubliseer. In 'n gesamentlike verklaring sê hulle dat die riglyne nie die wet ongedaan maak nie, maar dat dit 'n mate van beskerming vir skole bied. Volgens die gepubliseerde riglyne mag skole wat genoegsame aansoeke van ouers ontvang het, nie departementele instruksies ontvang om hul taalbeleid te verander nie. Benewens die bepaling word die konsultasieproses duideliker uiteengesit en word daar klem op faktore soos die skole se bestaande taalbeleid en die behoefte in die groter onderwysdistrik gelê. Die uitvoerende hoof van Solidariteit, Dr. Dirk Herman, sê hoewel riglyne minder gewig dra as regulasies, norme en standaarde, bied dit tog 'n mate van rasionaliteit. Johannesburg se City Power het 'n gratis basiese elektrisiteitsprogram van stapel gestuur wat daarop gemik is om aan kwalifiserende kliënte basiese gratis elektrisiteit te voorsien. Volgens die nutsmaatskappy sal die program ook help om elektrisiteitsdiefstal, onwettige aansluitings en toerustingskade te beperk. 'n Woordvoerder van City Power, Isaac Mangena, sê die registrasieveldtog sal van die 17de Junie tot die 31ste Julie duur en pensionarisse, kinderhuishoudings en behoeftiges kan aansoek doen. Huishoudings wat vir die program kwalifiseer sal maandeliks 50 kWh elektrisiteit gratis kry. 'n Moontlike staking is by Transnet afgeweer nadat hy en die twee grootste vakbonde wat werkers by die staatsonderneming verteenwoordig, 'n loonooreenkoms bereik het. Onder bemiddeling van die KVBA is daar op 'n jaarlikse verhoging van 6% per jaar vir 3 jaar ooreengekom. Volgens Transnet sal die ooreenkoms tot stabiliteit onder sy arbeidsmag lei en hom toelaat om op strategiese sake te fokus om sy operasionele werkverrigting te verbeter. Die kredietgraderingsagentskap Moody's is besig om die onderneming se finansies onder die loep te neem en kenners waarsku dat die loonverhoging, wat hoër is as die inflasiekoers, verdere druk op die onderneming se finansies sal plaas. En die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein hoor vandag argumente van die nasionale vervolgingsgesag aan oor die uitlewering van Maruhadi Cholotta uit Amerika. Verlede week het die hof beslis dat die uitlewering van die persoonlike assistent van die oud-premier Magashule onwettig was. Dit vorm deel van die omslagtige poging om die skuldiges aan die pen te laat ry in die hoë profiel asbesdak-saak of korrupsieskandaal van die 255 miljoen rand. Regter Philip Loups het dit vroeër bevind dat Suid-Afrikaanse howe nie jurisdiksie het om Cholotta te verhoor nie en dat net die minister van Justisie die mag het om 'n uitleweringsbevel van die Amerikaanse regering aan te vra. Mag jy 'n wonderlike lang naweek hê. Groete tot volgende week.